Hallo en welkom by Nagskof. In môre se Republikein kan jy meer lees oor die 15de skooldagstatistieke vir 2025. Dit dan nou 'n verslag wat elke jaar saamgestel word met die skoolbywoningsstatistieke van elke 15de skooldag. Onder meer is daar in hierdie verslag bevind dat die oorgrootste meerderheid van Namibië se leerdlinge op laerskool is. Dit dan nou 72% van Namibië se leerdlinge wat op laerskool bywoon en dan 'n skamele 27% op hoërskool. Graad 1's was ook dubbel soveel soos graad 11's en 12's altesaam. Graad 1's het 12% van Namibië se leerdlinge opgemaak, terwyl graad 11 en 12 saam slegs 6% is. Kommas blyk die volste skole te hê met ongeveer 774 leerdlinge per skool, terwyl die Oangwena streek die meeste leerdlinge op skool het. Oangwena streek se leerdlinge is so wat 14% van die totaal. Kavango Ooststreek het egter die meeste aantal leerdlinge per onderwyser met 'n verhouding daarvan 1 onderwyser teenoor 32 leerdlinge, maar lees meer in môre se Republiek. Die PDM parlementslid Winnie Mungu het in die parlement gevra vir 'n nasionale ondersoek oor die ongereguleerde opskiet van instellings wat onderrig gee in verpleging. Volgens Mungu was daar 'n moratorium op hierdie kampusse in goed geplaas, maar en dit sou van 1 Januarie vanjaar reeds geld, maar dit word glad nie uitgevoer nie. Mungu het skokkende statistieke bekend gemaak. Sy sê die instellings, hierdie betrokke instellings wat nou spesifiek fokus op verplegingsstudente, het van 2012 en 2015 tot byna 50 verlede jaar gestyg. En 'n opname deur die Unie vir Verpleegsters, die Verpleegstersunie, wat in 2023 bevind het, baie van hierdie gegradueerdes van instellings wat nie regtig bekend is nie, of wat nog nie lank in die land was nie, dat tot 42% van hulle kan nie die basiese vaardighede baas raak van verpleging nie. Nou Mungu wat dan nou ook natuurlik daarop wys dat jy nou 'n geval het dat van hierdie studente word klas gegee deur dosente wat self net 'n diploma in verpleging het, dat akademiese uitslae tot van graad 10 gevra word. Met ander woorde, hulle voldoen ook nie aan die akademiese vereistes nie, en dat daar soveel van hierdie aspirant verpleegsters is, as jy dit so kan noem, dat dit in oorvol hospitale beland. Daar's nie mense om hulle te monitor nie. Met ander woorde, jy het 'n aspirant verpleegster wat nie aan die basiese akademiese vereistes doen nie, wat nie die basiese vaardighede nog onder die knie het nie, wat nou in hospitale werk, en daarom dan hierdie nasionale ondersoek wat sy eis. Maar lees môre die hele storie in die Republiek. Die People United for Change is die nuutste politieke party wat die verkiesingskommissie van Namibië vandag amptelik geregistreer het. President Ernestus Agakaup was baie gelukkig met die verwikkeling, en hier is 'n kort video van wat hy te sê gehad het. Op hierdie oomblik, ons is by ICN, Electoral Commission van Namibië. Ons het gekom van al die hoeke van Namibië om onze political party PUC, People Unite for Change, se registrasiecertificaat. PUC, is nie meer Sony, maar is for People's Power. So, se registrasiecertificaat kom afhaal. So, albare vir ons mense wil sê is, vir 4 jare het julle op en af gehardloop. Julle se eie vuur gehad nie, julle het by ander mense se vuur rondgesit. Julle het nie julle se eie huis gehad nie, julle het by ander mense se huise rond gaan geslaap. Dit is nou tyd waar jy ook al mag wees, of jy nou in Omachet, in Gobabes is, in Kalahari, of jy in Titabes Tongo is. Jou political party gebaseer op die Heimomstaan en die Boesmans, sowel as die ander mense wat uitgesluit is nou amptelik geregistreer en sal in hierdie jaar se verkiesing deelneem. So waar julle ook al mag wees, Tongwe, Titabes,
Gorigas, Auto, Kalvel, waar jullie ook al mag wees, ik doe nou beroep op jullie. Als jullie zegt, jullie moet jullie zeggen, je kandidaten uit die gemeenschap, uit deze jullie uitkiest, en zet als jullie zijn body representatives. Zo die body is geregistreerd, zo jullie moeten werken, ja, dank je.